Goeiemôre almal. Baie welkom by vanoggend se erediens. Dit is so lekker om julle so lekker te hoor klets en kuier. Dit maak my hart sommer warm. Ek weet nie wie van julle het vanoggend vroeg opgestaan nie, maar die sonsopkoms was fenomenaal. Dit was 'n absolute skildery gewees van rooi en oranje en geel en dit was so mooi. En toe besef ek net weer hoe bevoorreg is dit dat ek vanoggend weer my oë kan oopmaak. Dat ek weer hier kan wees en dat ek die Here se skepping kan ervaar. Dit is absolutely a blessing. En dit is 'n voorreg om te weet dat ons vandag kon opstaan en ons oë kan oopmaak. Kom ons staan en dan sing ons vir die Here wat hierdie mooi skepping vir ons gegee het. Heer van die ewigheid, laat ons die glorie sien. Skepper van hemel en aard, God van Israel. Kom in die wysheid en mag, vol van die glorie en krag. Hoor die geroep van ons hart tot die heerlikheid. En elkeen sal U sien, U kom in majesteit. Adonai, Adonai, dan buig elke knie voor die hoogste Heer. Adonai, Adonai, dan buig elke tong die alleen is Heer. Adonai. Sien hoe Jerusalem wag, hef haar lofsang omhoog. Alle poorte sien uit na die dag dat U kom. En hoor hoe Sion sing, geseënd is Hy wat kom. Adonai, Adonai, dan buig elke knie voor die hoogste Heer. Adonai, dan buig elke tong die alleen is Heer. Adonai, Adonai, dan buig elke knie voor die hoogste Heer. Adonai, Adonai, dan buig elke tong die alleen is Heer. Adonai. U is hier oral wat leef, U is hier oral wat leef. U is hier oral wat leef, U is hier oral wat leef. U is hier oral wat leef, U is hier oral wat leef. U is hier oral wat leef, U is hier oral wat leef. En hoor hoe Sion sing, geseënd is Hy wat kom. Adonai, Adonai, dan buig elke knie voor die hoogste Heer. Adonai, Adonai, dan buig elke tong die alleen is Heer. Adonai, Adonai, dan buig elke knie voor die hoogste Heer. Adonai, Adonai, dan buig elke tong die alleen is Heer. Adonai, Adonai, Adonai. Julle kan vir ons sit. Goeiemôre almal, baie welkom vanoggend hier by ons erediens. Soos ek gesê het en ons het nou net gesing, wat 'n voorreg is dit om te kan lewe. Wat 'n voorreg om vanoggend te kan opstaan en die Here te kom dien en kom hoor wat hy vir ons in sy woord wil sê. Nou kom ons gaan kyk gou na 'n paar
opgewonde dingetjies wat ons vir julle beplan het, waar ons julle kan inskakel en deel wees van verdere groei en verdere ontwikkeling en verdere ontdekking. So die eerste ding wat ons het is ons Bybelstudie op 'n Woensdagoggend 10:00 daar by ons en ons moet amper seker 'n nuwe lokaal kry want dit is besig om lekker te groei hoe ons almal deep dive hier in die woord van die Here en ek weet ons is nou nog steeds by 2 Timoteus wat ons om lekker uitmekaar uittrek en saam groei en saam gesels en saam wonder en ponder en ontdek en dit is sommer lekker om te hoor wat die Here vir ons daar in sy woord en in sy skatte wat hy vir ons wegsteek in sy woord te ontdek. Dan die volgende ding wat julle kan sien is die manne ontbyt en dit is hierdie komende Saterdag het ons 'n lekker manne ontbyt en dit is by die Maita 10 Columbus Club koffieklub. Dis net hier oor kan die pad. Ek weet nie wat ek kan doen nie, maar net die ergens by Maita 10, ek weet nou nie meer waar is ons nie. Is ons by Maita 10 gaan ons 'n heerlike manne ontbyt hê waar die manne gaan saam kuier en sommer lekker gesels oor al die lekker manne dinge en die dinge wat julle doen en die dinge wat julle hart aanraak en wat vir julle belangrik is en waar julle net 'n bietjie terugvoer en ondersteuning van mekaar kan kry as manne. So kom join ons asseblief by die manne ontbyt. Ilardis, waar jy hy reël dit so as julle moet hulle jou laat weet. Okay. Sit maar net op die groep jy kom. As jy nie op die groepie is nie, kom laat weet my onmiddellik dat ek jou op die groepie kan sit want ek wil nie hê jy moet uitmis op hierdie wonderlike geleentheid nie. En dan kom join julle ons. Dan wil ek nou net sê vandag is ons op pad na die volgende stap vir ons gemeente om as onafhanklike gemeente te staan onder die ACK. En dit is ons gemeentevergadering net na die diens. So ek wil hê almal wat ingetekende beleidende lidmate is, moet asseblief vir my agterbly. Ek beloof julle dit gaan nie langer as 10 minute wees nie. Ek sal vinnig praat. Maar wat ons dan gaan doen is ons gaan goedkeur die 2 voorgestelde leraars, plaaslike geordende leraars wat ons graag in ons gemeente wil gebruik. So dit sal awesome wees as julle net kan deel wees van hierdie proses. So bly net agter. Hulle sal die warm water warm hou vir julle koffie, ek beloof. Okay. Dan kom ons by die volgende dingetjie is ons gebedsversoeke. Nou julle almal ken nou al dit voel vir my of ek al persoonlik ken van Melinka Visser, soos wat ons nou al so lekker vir haar gebid het. Die wonderlike ding is sy is klaar met haar radiation. Van haar lange radiation wat sy elke week moes gekry het. Oor 6 weke gaan hulle nou 'n MRI doen en dan gaan hulle kyk wat is die uitslag en hoe het die radiation gewerk op hierdie breinkanker wat sy het. So moenie ophou bid nie, asseblief julle, ek weet die Here se hand van genesing is nog steeds besig om te werk en ons moenie ophou nie. Ook as daar enige iemand was wat dink hulle kan dalk help, die mamma en die pappa moet terug gaan werk toe. En die kindertjies, die 2 kleinste kindertjies is in dagsorg. Mamma Linke het nog so nou en dan 'n bietjie hulp nodig na skool. Iemand wat net so bietjie na haar kan omsien en so bietjie kan uithelp. En as jy voel dit druk op jou hart dat jy dalk die mamma kan kom uithelp, maar Linke se mamma laat julle 'n bietjie met tyd spandeer met Melinke. Dis dalk 'n goeie tyd om met haar te praat oor die Here. So as jy voel dit druk op jou hart dat jy dalk een dag of een middag en 2 weke dalk net kan uithelp, dink ek hulle sal dit baie waardeer. Kom praat sommer met my of met Corley. Ons sal vir julle in die regte rigting stuur, so as dit op jou hart druk. Dan die volgende ding is Dominee Niels Botha van Howick gemeente. Ek weet nie wie van julle ken hom nie, maar hy is 'n groot ACK man. Hy het gister na die PPO wat ons die hele 3 dae saam gespandeer het, by die huis aangekom en sy vrou is toe oorlede, wat hy haar te oorlede gekry het by die huis. So dit is baie swaar vir hulle. So ons bid asseblief vir die Here vir sy vertroosting vir hom en ook vir sy gesin in hierdie tyd, want dit is nie 'n maklike ding om iemand te verloor nie. So ons moet asseblief hom en sy gesin op ons harte dra vir die tyd wat hulle nou deurgaan. En dan dink ek is dit tyd om die Here bietjie terug te gee vir die Here, want hy bederf ons so baie elke dag met ons offergawes.
Ek gaan sommer dankie sê so almal sluitingsbrief vir oor. Liewe Vader, U is 'n Vader van voorsiening. U voorsien vir ons en U gee vir ons. Ons wil vir U dankie sê daarvoor. Dankie vir die kollekte wat ons kon opneem en wat gegee was uit harte en hande wat kon. My gebed is asseblief dat U die geld en die fondse sal bestuur en dat die mense wat die besluite kan neem, die regte en goeie besluite sal neem vir die kerk en laat ons fondse geseën sal wees. Ek vra in Jesus se naam. Amen. Hartlike goeiemôre. Nou ja, dit is altyd 'n groot voorreg om by mekaar te wees. En ek wil u graag groet uit die woorde van Matteus 22. Die vraag oor die grootste gebod. Toe die Fariseërs hoor dat Jesus die Sadduseërs die mond gesnoer het, het hulle bymekaar gekom en een van hulle, 'n wetgeleerde, het hom 'n vraag probeer vastrek. Meneer, vra hy, wat is die grootste gebod in die wet? En Jesus antwoord hom, jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart en met jou hele siel en met jou hele verstand. Dit is die grootste en die eerste gebod. En die tweede wat hiermee gelyk staan, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. En hierdie twee gebooie is die hele wet en die profete saamgevat. Die Here jou God lief hê met jou hele hart, siel en verstand en jou naaste soos jouself. Ek wil tog vra dat ons in hierdie oomblikke ook sal staan en dat ons net in 'n oomblik van stilte voor die Here ook vir Dominee Neels, Botha en die gesin, sy familie sal opdra aan die Here in hierdie tyd van rou en smart. So ook Hamilton gemeente, dit is ook hulle leraar en dit is ook vandag hulle 21ste verjaarsdag in die gemeente. So dis 'n geweldige slag. So kom ons staan en ons dink ook aan hulle as geloofsfamilie. Vader, U is die God van alle vertroosting. Wat ons troos in ons tye van nood en rou, in smart. In tye wat ons nie 'n antwoord het nie en niks het om te sê nie. Want die saak is te groot en die las is te swaar om te dra. En daarom wil ek vir Dominee Neels, Botha, die kinders, die kleinkinders, so ook Hamilton gemeente, Dominee Salman, Dominee Louis en Dominee Hendra, elkeen van die leierskap, die gemeente, die geloofsfamilie, voor die voete kom neerlê. En Vader, ek bid U dat U deur U genade U liefde sal uitstort, vertroosting sal gee. Here, ons weet, U woord leer ons dat ons treur, maar nie soos hulle wat geen hoop het nie. Dankie vir 'n lewe wat geleef is. 'n Persoon, Tannie Sonja, wat U geken het en liefgehad het, in die bediening was om U te dien met volle oorgawe. En in ons geestesoog weet ons en ons sien haar aan die voete van haar verlosser, haar Messias, soos 'n Maria van ouds. Dit bring ons bemoediging en vreugde om te weet sy het U geken, U liefgehad. En daarom weet ons dat ons haar eendag weer sal sien. Ons aanbid U. Dankie dat U die gemeente vertroos en dra. En spesiaal vir 'n eggenoot wie sy geliefde aan die dood afgestaan het. Geliefde gemeente, ontvang ook die seën van die Here en mag die genade van God ons Vader, sy liefde en vertroosting en ook sy krag
tot volle werklikheid word, ook in u lewe deur die kragvolle werking van die Heilige Gees. Amen. Kom ons sing saam. Soos 'n wolstok wat smag, na water smag my siel, na U, o Heer. U alleen is my hart verlange en ek bring aan U die eer. U alleen is my krag en skuld, aan U alleen wy ek nou myself. U alleen is my hart verlange en ek loof U as my Heer. U is my vriend en U is my Vader, is my koning en my Heer. Ek min U meer as enig ander en ek bring aan U die eer. U alleen is my krag en skuld, aan U alleen wy ek nou myself. U alleen is my hart verlange en ek loof U as my Heer. En ek loof U as my Heer. En ek loof U as my Heer. In die hemel is die Heer, en sy glans is soos kristal. Hy is die Heilige van God, en hy leer so die heelal. Daar is mag in sy woord, soos die water stry sy stem, soos die son op die see se blou, so die rykdom van sy troon. En aan U is die mag en die heerlikheid en krag, en aan U is die eer en die lof wat U regeer. Miljoene in gereedheid staan die engele om sy troon, verbuister in sy sieraad en die weelde van sy kroon. Daar is mag in sy woord, soos die water stry sy stem, soos die son op die see se blou, so die rykdom van sy troon. En aan U is die mag en die heerlikheid en krag, en aan U is die eer en die lof wat U regeer. U regeer in ons harte, U regeer oor die heelal, U regeer in ons lewens, U regeer bovenal. Driemaal heilig is die Heer, hy wat was en is en kom. Hy is die Alpha en Omega, almagtig en verhewe. Daar
se blom, so die rykdom van sy troon. En aan U is die mag en die heerlikheid en krag, en aan U is die eer en die lof wat U regeer. En aan U is die mag en die heerlikheid en krag, en aan U is die eer en die lof wat U regeer. U regeer. All these pieces, broken and scattered, in mercy gathered, mended and whole, empty-handed, but not forsaken. I've been set free, I've been set free. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found, was blind, but now I see. I can see You now. I can see the love in Your eyes, laying Yourself down, raising up the broken to life. You take our failure, You take our weakness, You set Your treasures in jars of clay. So take this heart, Lord, I'll be Your vessel, the world to see Your life in me. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found, was blind, but now I see. I can see You now. I can see the love in Your eyes, laying Yourself down, raising up the broken to life. Ons Vader, ons is voor U. Dankie dat ons U naam kan groot maak. Dankie vir die voorreg om kind van God te kan wees. Dankie vir U liefde. Dankie vir U verdraagsaamheid. Dankie vir U vertroue en liefde. Vader, ons aanbid U. Dierbare Here Jesus, U ons Messias, Verlosser, Saligmaker. U bloed wat reinig en heilig. En dierbare Heilige Gees, U die Vertrooster, die Parakleet, wie ons bemoedig en versterk en vermaan, bemoedig. Dankie dat ons in hierdie oomblikke voor U is. Dankie dat ons U naam kan groot maak. Dankie dat ons net weer opnuut vir Melinke voor U voete kan neerlê. Haar ouers, haar gesin, haar familie.
Here, dat U vir hulle in hierdie tyd sal deurdra. Ons bid natuurlik vir volkome genesing, want ons weet, Vader, U is Jehovah Rafa. Vader, in hierdie oomblikke, terwyl ons in U woord besig sal wees, en die kindertjies en die tieners, elkeen sal besig wees om te hoor van U woord, kom ontmoet ons, kom spreek met ons, volgens U wil. Amen. Nou ja, U kan die plekke inneem, ons kindertjies, tieners, uit die hart van die saak is daar 'n boodskap. Nou ja, dis sê mos elke Sondag, dis 'n wonderlike gesig. So ons wil maar net die kudde nog steeds aanmoedig. Onthou, hou aan lam. Dis baie belangrik. Ons voorsien die kinderbediening met lede. Nee, dis baie belangrik. Jy weet, ons het altyd mense in die bediening nodig. En die werk van die Here gaan aan. So bid dat die Here jong manne en jong dames sal opwek om sy woord uit te dra. En hou aan bid daarvoor. Nou ek weet daar's nou 'n paar ouer saam met die kinders uit, maar hulle sal nou ook by ons aansluit. Nou 2 Timoteus hoofstuk 2 is waar ons skriflesing vir môre is vanaf vers 14. Wie tog aanmoedig om altyd as jy 'n gedrukte Bybel het, om een saam te bring. Dis altyd waardevol om iewers 'n nota te maak, sommer in die Bybel, of net so te highlight. Dis altyd lekker. Maar ons weet dat die woorde op die bord is ook die Bybel. So volg asseblief gerus saam. Hou aan om die gelowiges aan hierdie dinge te herinner, sê vers 14. En vermaan hulle ernstig voor God om op te hou stry oor woorde. Dit het geen nut nie en is net skadelik vir die hoorders. Lê jou daarop toe om jou tot beskikking van God te stel as 'n arbeider wat die goedkeuring van God wegdra. 'n Arbeider wat hom vir sy werk nie hoef te skaam nie, wat die woord van die waarheid suiwer verkondig. Maar die onheilige en sinlose praatjies moet jy vermy, want die wat dit versprei, sal nog verder in goddeloosheid verval. En hulle woorde sal voortvreet soos kanker. Onder hulle is daar Hymeneus en Philetus, wat van die waarheid afgedwaal het deur te sê dat die opstanding al reeds plaasgevind het. Daarmee vernietig hulle die geloof van sommige. Nogtans, die hegte fondament wat God gelê het, staan vas met die woorde daarop gegraveer. Let op. Die Here ken die wat aan hom behoort, en elkeen wat sê dat hy aan die Here behoort, moet wegbreek van die ongeregtigheid. In 'n groot huis is daar nie alleen voorwerpe van goud en silwer nie, maar ook van hout en klei. Sommige is vir besondere gebruik en ander vir die alledaagse. As iemand hom vir die kwaad gereinig het, sal hy 'n voorwerp vir besondere gebruik wees. Dan sal hy vir die eienaar afgesonder en bruikbaar wees, voorberei vir enige goeie diens. Vermy die begeertes wat 'n jong mens in gevaar bring, en streef na opregtheid, geloof, liefde en vrede, saam met almal wat uit 'n rein hart die Here aanroep. Moet jou nie met dwaase en sinlose strydvrae inlaat nie, want jy weet tog dat dit net rusies veroorsaak. 'n Dienaar van die Here moenie rusie maak nie. Inteendeel, hy moet vriendelik wees teenoor almal, bekwaam om ander te leer en iemand wat onreg kan dra. Met vriendelikheid moet hy teestanders teregwys. Dit kan wees dat God hulle bekeer en hulle tot kennis van die waarheid bring. Dan sal hulle weer tot nugtere insig kom en vry raak uit die vangstrik van die duiwel, waarmee hy hulle gevange gehou het om sy wil te gehoorsaam. Nou net tot daaruit die wonderlike woord van die Here.
Soos aangedui het ek die Here op my hart gedruk om te praat vanoggend oor 'n instrument tot eerbare gebruik. Nou ons lees dit daar in vers 20 en in 'n groot huis is daar nie alleen voorwerpe van goud en silwer nie, maar ook van hout en klei. Sommige is vir besondere gebruik en ander vir die alledaagse. As iemand hom van die kwaad gereinig het, sal hy 'n voorwerp vir besondere gebruik wees. Dan sal hy vir die eienaar afgesonder en bruikbaar wees, voorberei vir enige goeie diens. Baie belangrike woorde vir ons in die geestelike lewe uit die aard van die saak. Dit heg baie nou aan dit wat die fondament vir ons sê waarop God die kerk bou. En dit staan daar in vers 19, die hegte fondasie wat God gelê het, staan vas en op daai fondasie is gegraveer. Dis ingeets, dit kan nie weggevat word nie. Die Here ken die wat aan hom behoort. En soos ons daar in die Bybelstudie 'n bietjie deurwerk, die Here ken is nie maar net bloot 'n ken soos wat ek my buurman ken nie, maar dit is soos wat jy jou eggenoot ken. Dit is 'n liefdesverhouding, 'n intieme verhouding. Die Here ken die wat aan hom behoort. Nou ons is altyd geneig om te vra, ken jy die Here? En dan sê ons, ja, ek ken die Here. Ons moet die vraag omdraai. Ken die Here jou? Dit is 'n baie interessante vraag, is dit nie? Dit wek goeie gedagtes. Ken die Here my? Ken hy my? Intiem, persoonlik, aan hom behoort. Ek behoort aan hom en hom alleen. Dis wonderlik. En, daar's dan in die woordjie en. Elkeen wat sê dat hy aan die Here behoort, en dit is so. Ek sê, ek behoort aan die Here, en as jy dit sê Paulus vir Timoteus, hoor hierdie woorde, moet, is imperatief geskrywe, moet, is nie opsioneel nie, is nie as jy wil nie, is nie hoe jy voel daaroor nie. Paulus sê vir Timoteus, as jy sê jy behoort aan God en God ken jou, moet wegbreek van wat? Ongeregtighede. Met ander woorde, hierdie boodskap gaan hand aan hand met, jy moet weet dat jy aan God behoort en dat God jou ken, met ander woorde, sekerheid van saligheid, en 2, heiligmaking, is 'n Bybelse opdrag. Moet. Nou ek weet baie predikers sal sê, jong, moet nou nie vir my kwaad wees as ek nou dit sê nie, want God se woord sê, moet. Ek sê vanmôre vir u, die Bybel sê, en ek staan daarop, jy moet wegbreek van ongeregtigheid af. Hoekom? Hoekom is dit belangrik om dit te verstaan? Ek gaan dit aan die einde weer sê. Vat 'n velletjie papier en skryf daarop waar jy bruikbaar is vir God. Skryf op 'n papier waar jy bruikbaar is vir God. En as daar niks op daai papier staan, dan moet jy vra hoekom nie. Dis waaroor dit gaan. Dit hou direk verband met die diensbaarheid van die diensknegte. Direkte verband. In 'n groot huis, dis duidelik, in 'n huis, is daar voorwerpe wat tot eer is en ander tot oneer is. Ons almal se huise werk so, daar sekere dinge wat jy gebruik wat mooi is, goud en silwer, kosbare dinge. Jy gaan nou verseker nie die hondebak, se waterbak en se kosbak vir jou gaste voorsit om daar uit te eet nie. Jy gaan nie dit doen nie, is dit? Nee. 'n Eerbare skottel, 'n eerbare bak, eerbare utensils. Sit jy voor vir jou gaste, sit jy voor in die huis. Sommige is vir besondere gebruik en ander vir die alledaagse. As iemand hom van die kwaad gereinig het, dit hou verband met vers 19. As iemand hom van die kwaad gereinig het, sal hy wat wees? Wat sê die skrif? Gereinig het, sal hy 'n voorwerp vir besondere gebruik wees. Boeke word geskryf oor manne soos Dr. Andrew Murray en Andrew Murray en John Todd en Calvin en Luther en al hierdie groot godsmanne. Waarom? Hierdie goed was vir hulle 'n werklikheid.
Hierdie waarhede het hulle op hulle harte gegraveer. Hoekom? Was vir hulle belangrik om te weet aan wie hulle behoort en om aan sy standaard te voldoen. En sy standaard vir ons as kinders van God is 'n rein hart, gereinig. Ons gaan nou daarby kom. Elke kind van God, elke gelowige, wie sê dat hy geanker is en gevestig is in die nuwe lewe in Christus Jesus, wat sê hy is 'n Christen, behoort 'n strewe te hê wat hom lei om 'n eerbare instrument in die hand van God te wees. Dis wat God ons wil hê. Bruikbaar. 'n bruikbare instrument. So ja, dit gaan hand aan hand met 'n oproep tot diensbaarheid. Vir my as kind van God, om God so te dien. Want weet jy wat, as ek so 'n instrument is, en ek volg God se woord, dan kan ek in die wêreld ingaan, en die mense wat na my kyk, en hulle wat na my luister, sê, dit wat hierdie persoon sê, en dit wat hierdie persoon doen, stem ooreen. Ek kan glo wat hy sê. Kyk hoe hanteer hy sy vyande, kyk hoe hanteer hy die, kyk hoe hanteer hy dat. Hy's geloofwaardig. Ek kan hom glo. Ek kan hom volg. Ek kan hoor wat hy sê. Ek vind hom geloofwaardig. Ek is 'n eerbare instrument in die groot God se hand. So hier is 'n versekerde struktuur vanaf vers 14 wat ek net so vinnig wil uitlê. En ons weet in enige gemeente, en dis waarvoor Paulus hierdie gedeelte skryf ook vir Timoteus in die gemeente van Efese, daar was 'n geweldige stryd gewees. Hier is die tweede brief, so dis volgende omstandighede. Maar daar was 'n geweldige stryd gewees met valse leraars. Hulle word pertinent by die naam genoem, Alexander en Philetus en Hymenaeus. Hulle word by die naam genoem. Paulus het 'n probleem gehad met hulle, want wat het hulle gedoen? Hulle het gesê, man, die opstanding uit die dode het reeds plaasgevind, en hulle het al ewig gekom en kom stry oor godsdiens. Klink dit nie bekend nie? Ja. Dis seker een van die plekke waar die meeste Christene seer kry is binne in die kerk. Hoekom? Want daar's al ewig 'n gestry en 'n beklei oor godsdienstige goeters. Dis interessant, is dit nie? Dit kom nou al 2000 jaar. Vir een of ander rede leer die mens nie. Ons leer nie. En ek weet nie hoekom nie. Maar daar's altyd 'n gestry gewees. Wat beteken dit so? Ons verstaan dit nou moet so wees en dit moet nou sis wees. So hierdie manne het gekom nadat Paulus gepreek het en dan het hulle waaragtig gekom en alles wat Paulus gesê het afgebreek. So daar was twis en Paulus sê vir Timoteus, man, jy diensknegt, los hierdie goed. Moet jou nie self ophou daarmee nie. Vir my die twis, die godsdienstige kwessies waar daar al ewig oor 'n beklei is. Maar lê die fondasie. Lê die woord. Gee die suiwere woord. En dat dit die bepalende faktor sal wees. Dis baie belangrik. Maar dis wat vers 15 vir ons sê. Hy sê die opdrag om die woord van God reg te sny. Die fondasie moet altyd die skrif wees. Dit moet altyd die woord van God wees. Dit is jou fondasie, kind van God. Dit is jou fondasie. Die enigste manier hoe jy dwaalleraars kan identifiseer en valse lering kan identifiseer is as jy die egte ken. Dis wat dit moet wees. En jy moet dit regsny. Ons gaan nou daarby kom. Die vereiste van heiligheid vir diensbaarheid, dis vers 20 en 21. 'n aktiewe strewe na geregtigheid, vers 22. Aktiewe strewe. Dis ons nadat jy tot bekering gekom het, nadat jy jou lewe vir die Here gegee het en hom die Here van jou lewe gemaak het, is dit jou lewe. Is 'n strewe. En saam met strewe kom worstelstryd. Kom moeilike omstandighede, moeilike goed. Die karakter van 'n diensknegt van die Here, vers 24 tot 26. So daar's die gevaar, kom ons begin daarby, van onnodige en nuttelose twis in die gemeente. En Paulus sê vir Timoteus, los dit.
2 Timoteus 2 vers 14, hou aan om die gelowiges aan hierdie dinge te herinner en vermaan hulle ernstig voor God, om op te hou stry oor woorde. Hou op, stop dit. Dit het geen nut nie. Dit bou niemand op nie. Dit is nie nodig nie. En is net skadelik vir die hoorders, want hulle woorde sal voortvreet soos kanker, sê vers 17. Onder hulle, so dit was 'n groot groep, onder hulle was daar Hymenaeus en Philetus, en as jy nou 1 Timoteus gaan lees, gaan jy agterkom, daar was ook Alexander gewees. So, dis wat in hierdie gemeente gebeur het, en aan die gebeur was. So Paulus waarsku hierdie jongerige Timoteus, 'n jong predikant, jong leraar in die gemeente van Efese, los dit. Kry klaar. Want as jy nie doen nie, wat is die eindresultaat daarvan? Jy gaan nie 'n gemeente oor hê nie. Nou ja, vandag is Efese 'n paar klippe. Daar's niks oor nie. Dis hoe belangrik dit is. Kerk. Daar's 'n plek en 'n tyd waar jy dinge wat pla uitsorteer, maar ons beklei nie oor hierdie goed nie. En 'n diensknegt van die Here hou hom ook nie op daarmee nie. Dis 'n harde les om te leer, en almal van ons trap sommige tye in daai lokval. Ook ek. So hy waarsku hom, los die onheilige, nuttelose twis oor allerhande godsdienstige woordjies. Hoekom? Woorde en dinge is nie net verkeerd in inhoud nie, maar vernietigend in sy invloed. Los dit. So belangrik. Hierdie 2 manne wat hulle ook gedoen het is, jy weet, dit vernietig die geloof van sommige. Hoeveel kinders van God se geestelike lewens lê as wrakke langs die pad, as gevolg van 'n getwis en 'n beklei. Is dit die realiteit? Is so. Nou ja, ons moet ook genadig wees, want die kerk is nou nie perfekte mense nie. Dit is so. Maar dit hoort nie. Titus 3 vers 9 tot 11 beaam. Hy sê, maar vir my dwaase strydvrae en geslagsregisters en twis en stryery oor die wet, want dit is nutteloos en doelloos. Die wet is nie nutteloos en doelloos nie, die gestryery daaroor is nutteloos en doelloos. Jy weet ons die ou dinge, jy weet, is die wet nou nog belangrik of is dit nie? En dan is daar 'n getwis en 'n beklei daaroor. Die goed staan vas. Ons hoef nie daaroor te twis nie. Dis nutteloos om daaroor te beklei. Aan 'n man wat partyskap verwerk, moet jy jou onttrek na die eerste en die tweede vermaaning, wetende dat so iemand op 'n verkeerde pad is en sonde doen en selfveroordeling staan. Vermy sulke mense. Dis wat hy sê. Dit klink daarmee geestelik nie, jong. Ons moet hulle dan nou reghelp. Jong, dis makliker om iemand af te trek as op te trek. Dis altyd die waarheid. 1 Timoteus 6 vers 4 en 5, die is verwaand en verstaan niks nie, maar het 'n sieklike sug na twisvrae en woordestryd, waaruit ontstaan afguns, twis, lasteringe, bose agterdog, nuttelose stryery van mense wat verdorwe in hulle verstand en van die waarheid beroof is, en dink dat die godsaligheid winsgewend is. Onttrek jou aan sulke mense. Daar's nie plek in die kerk vir dit nie. Daar is nie. Kerk moet 'n plek van opbouing wees. Vir ons as diensknegte moet ons dit verstaan. Ons is almal diensknegte. Ons moet verstaan wat dit behels. Ons hou ons nie op daarmee nie. Die kerk moet gefokus wees op die verkondiging van die woord van waarheid. Die woord van God. Nie menings of persoonlike oortuigings of agendas nie. Dwaalleer is 'n aanval op die gesag van Christus. Identifiseer dit so. Hy is die hoof van die kerk. En ons weet vir ons as immigrante in 'n nuwe land, jy word so 'n bietjie gestroop van alles wat jy van weet en ken. Van ons is nou al baie langer hier as ander. Is dit baie maklik om vatbaar te wees vir nuwe filosofieë en nuwe idees en allerlei snaakse gedagtes. Maar Paulus sê vir my die twis. 'n Volgende ding wat Paulus sê, wat ek aangehaal het in die struktuur is, die woord van die waarheid wat reggesny moet word. Dit is so belangrik vir ons as kinders van God, om die woord van God te ken, te weet hoe om dit te interpreteer en toe te pas in ons lewens. So belangrik.
Dis God se woord vir ons. En hierdie woord regsny is nou maar tipies soos 'n messelaar wat sorg dat daar 'n reguit lyn is. Kyk, daar's niks so frustrerend vir iemand wat so 'n bietjie OCD is om langs 'n baksteenhuis te gaan staan en te sien die lyne loop nou maar so 'n bietjie so nie. Dit werk nie, né? Dit werk glad nie. Of as jy in 'n teelhuis instap en jy sien, daai hoekies pas nie lekker by mekaar nie. Iemand het nie 'n choklyn gehad om 'n reguit lyn te trek nie. Jy sien, dis wat Paulus sê en hy was 'n tentmaker gewees. Hy het hierdie dinge geleer by Priscilla en Aquila. Trek 'n reguit lyn en sny 'n reguit lyn. En die woord van die Here wat ons vanoggend gelees het, gee so mooi, suiwer verkondig, reg en reguit. Moet dit nie verdraai nie. Moenie iets uithaal en 'n teksie buite sy konteks gebruik nie. Ek sê nou maar teksie, maar jy weet, moenie die skrif so gebruik nie. Gebruik dit soos wat God bedoel het dit moet wees. En praat die waarheid. As iets nou aanstoot gee, dis nou jammer. Maar God se woord sê so, want ek is 'n dienaar van God, 'n eerbare instrument in die hand van God, wie se begeerte is om die woord van God reg te hanteer met die regte ontzag en eerbaarheid. Moenie die woord van God gebruik om ander te manipuleer en daaroor te lieg nie. Don't do it. Daar's genoeg van hulle daar buite. My begeerte is dat ek die woord van God reg sal verstaan, reg sal interpreteer en reg sal toepas in my lewe. En natuurlik hulle wat om my is. Maar dit behels vir my as instrument van God om die woord van God te ken en te bestudeer. Wat beteken Bybelstudie? Wat beteken tyd in die woord van die Here? Getrou aan die teks, die Bybel te bestudeer, dit reg te interpreteer. Paulus skryf juis oor hierdie gemeente van Efese, aan hierdie gemeente van Efese in Handelinge 20. Ek het aan julle die hele raad van die heilsleer van God verkondig. Die hele raad. Alles wat dit behels, nie net sommige gedeeltes nie. Ons is baie lief daarvoor om baie keer as kinders van God net die gedeeltes uit te haal wat, ja, hierdie klink nou mooi. Ja, of daai boekies wat ons kry oor al die beloftes van God in die Bybel. Ons hou van daai wat dit is mooi en opbouend. Ons ignoreer so 'n bietjie die gevalle van Sodom en Gomorra. Ons vermy Rigters 19. Ons vermy so 'n bietjie Openbaring. Ja, dit val nie so lekker op die oor nie. So ons los so 'n bietjie daai gedeeltes want ons vind nie lekker aanklank daarbey nie. Dit is so negatief. Ja, daar's soveel bloed in die Ou Testament. Jy weet, ons hou van die stories wat mooi klink op ons ore, soos Dawid en Goliat. Jy weet, jy's Dawid. Jy's Dawid wat die Goliat in jou lewe gaan verslaan. Wie's die Goliat in jou lewe? Jong, pas op daarvoor. Pas op om vir die 5 klippies van Dawid name te gee. Pas op daarvoor. Daar's lesse om te leer daaruit, verseker. Maar gebruik die skrif reg. Nie net die gedeeltes wat mooi is nie. Nie net dit nie. Die hele woord. Hoekom? 2 Timoteus 3 vers 16 en 17, die hele skrif is deur God ingegee. Die hele skrif. Elke jota, elke titel, elke gedeelte, selfs die wat nie so lekker op die oor val nie. Elke gedeelte in hierdie woord is deur God ingegee, is deur die Gees van God geïnspireer. Is deur God ingegee. Hoekom? Daai teksvers gee die antwoord. Hoekom? Sodat ek as mens van God, as diensknegt van God, volkome toegerus kan wees vir elke goeie werk. Toerusting. Dis waarom ons die woord van God moet ken in sy volheid. Sodat ek en u kan onderskei wat waar is en wat vals is. Hebreërs 5 vers 14. Maar vaste spyse. Vaste spyse is nou daai gedeeltes wat swaar op die oor val en moeilik is om te verstaan, soos wat Petrus gesê het van Paulus. Weet Petrus skryf aan 1 Petrus en 2 Petrus, jong Paulus het soms goed gesê wat nie almal altyd verstaan nie. En dan haak ons vas daar by Romeine. Romeine is moeilik om te verstaan, maar dis die vaste spyse. Vaste spyse is vir volwassenes. Jy gee nie 'n stuk steak vir 'n babietjie nie, ons almal weet dit. Vaste spyse is vir volwassenes, vir die wat geestesvermoëns besit deur die gewoonte geoefen om goed van kwaad te onderskei.
Die probleem vandag waarom kinders van God val vir enige swempie van valse lering en leuns en manipulasie is omdat hulle nie geestesvermoëns besit wat ingeoefen is om kwaad van goed en goed van kwaad te onderskei nie. Ons het nie die onderskeidingsvermoë nie. Want God wil hê ons moet geestelik volwasse word in ons geestelike lewens. Instrument, God se instrument. Dis wat God van jou verwag. Dis wat God van my verwag. Om volwasse te wees in my geestelike lewe. Dit vat tyd. Dit vat inspanning. Dit vat doelgerigtheid om die woord van God te leer en te bestudeer en dit toe te pas. En te weet, sodat ek nie soos daar by die see jong, soos wat die see somtyds daai kanoe van jou heen en weer kan vat, weet met die winde en hier waai nogal redelik winde. Ons ken die beeld baie goed. Dat ons nie heen en weer geslinger hoef te word. Vandag glo ek so en môre glo ek so en vanaand glo ek weer so en oormôre glo ek weer iets heeltemal anders. Vandag is ek in hierdie kerk, môre is ek in daai kerk en dan glo ek so. Nee. Ons kry vastigheid. Ons glo die woord van die Here. Die vereiste van heiligheid, verdiensbaarheid. As iemand hom hiervan reinig, sal hy 'n voorwerp tot eer wees, bruikbaar vir die Here, sê vers 21. Bruikbaar. 20 en 21. Bruikbaar. Hiervan deeglik reinig. Nou ja, dit verwys nou maar ongelukkig na die sonde, na die ongeregtigheid. Kind van die Here, ons het dit al 'n geruime tyd gesê, ek kan sien waarmee die Here besig is in ons gemeente. Die Here wil hê ons moet rein wees. Die Here wil hê ons moet skoon wees. Die Here wil hê ons moet klaar kry met die dinge van hierdie wêreld. Ons prioriteite moet gefokus wees op die hemel, op hom, op sy heerlikheid. Klaar te kry met sonde, klaar te kry met die ongeregtigheid. En wanneer ek klaar kry met dit, dan sal ek 'n instrument tot eerbare gebruik wees in die hande van God. Nie een van ons gooi koekmeel in 'n houer waar daar iets anders in was nie. Ons was hom eers ordentlik en ons sit hom op die rak dat hy kan droog word. Dan is hy skoon. As ons soms daai blikkie oopmaak en jy sien, "Joe, hier's 'n bietjie miet, wat maak ons? Gooi ons die nuus by?" Nee, daai ou goed moet weg. Ons weet in die ouer jare het hulle dit gesif, maar die nuwe moderne mens gooi dit eerder weg. Maar dis presies wat ons doen, né? Ons maak dit skoon. Ons gooi die ou goed weg en daai houer kan jy nie nou net so gebruik nie, jy was vir hom ordentlik. Dan is dit 'n houer wat kan gebruik word. Kind van die Here, jy moet verstaan en ek sê dit met die grootste liefde. God kan jou nie gebruik solank jy besig is met die dinge van ongeregtigheid nie. Jy kan nie. Jy gaan probeer, jy gaan dit in jou eie krag doen en probeer in jou eie vermoëns, maar jy gaan faal. Maak die skottel skoon. Die Here Jesus sê dit vir die Fariseërs. Hy sê, "Jong, buitekant, julle lyk buitekant mooi skoon. Die skottel is skoon, maar die skottel is nie gewas binne nie." Om vir die Fariseërs te kon sê, maak eers die binnekant van die skottel skoon. Geliefde, kyk daar in jou hart. As daar goeders is wat God nie tot oneer is nie, kry dit uit die weg uit. Kry klaar daarmee. Hardloop weg, sê die woord. Vlug daarvan weg. God se standaard vir ons is heiligheid. Romeine 12 vers 1 en 2 bevestig dit. Paulus skryf hierdie beeld en hy sê dit vir ons. Hy sê, stel julle liggame aan God as 'n welgevallige offer aan God. Gee jouself aan God. Reinig jouself. 1 Korintiërs 6 vers 29, julle liggame is tempels van die Heilige Gees. Verheerlik God dan in julle liggame. Moenie hier goed toelaat wat tot oneer is van God nie, jy gaan in onbruik verval. As jou begeerte is om God te dien, dan moet jou begeerte ook wees om skoon en rein te wees. Dit loop hand in hand. Weet jy wat gebeur as dit nie so is nie? Ons aandag is verdeeld. Ons aandag is verdeeld. Ons staan met een voet in die wêreld en die ander voet in die diens van God. En ons dink ons gaan nou met hierdie skateboards kan ry. En dit werk nie. Ons kan nie met die een voet in die wêreld en die een voet in godsdiens wees en dink ons gaan God behaag nie. Want ons kan nie twee Here dien nie. Dis onmoontlik.
Dis waarom God sê, reinig, maak skoon. Ons probeer dikwels, ons probeer hierdie toue by mekaar hou die heeltyd. Ek wil my prioriteit en ek wil my wil, maar ek weet ook wat's God se wil en daar's hierdie twee stryd teen mekaar wat Paulus ook van praat. Die gees en die vlees is teen mekaar en daar's 'n bekleierery onderlangs. Jy kom nie daar uit nie. Jong, as jy God heel hartig wil dien, dan breek jy weg van die dinge van die ou lewe. Dis hoekom Paulus vir Timoteus moes herinner in 2 Timoteus 2:22, vermy die begeertes wat 'n jong mens in gevaar bring. Ons almal was jonk, is dit nie? Okay, van ons is nog jonger as ander. Jy sal nou beter weet en van ons is nou al 'n bietjie ouer en jy weet dit baie beter. Die begeertes van die jonkheid. Die grootsheid van die lewe. Daai mooi, ek hoor my kinders, hulle is daarom nie vanoggend hier nie, so moenie vir hulle sê nie. Ek hoor die Ferraris en die Porsches en ek hoor die groot huise en ek hoor die mooi skoene en ek hoor hierdie mooi goed. Dis die begeertes van die jonkheid. Ons het almal wense en begeertes, is dit nie? Ons het altyd drome gehad. Pas op daarvoor. Paulus sê vir Timoteus, jy moenie dat dit jou oorheers nie. Moet dit nie oorheers nie. Dit bring die jong mens in gevaar. Nou sê hy vir hom, en streef na opregtheid, geloof, liefde, vrede, saam met almal wat uit 'n, raai wat sê die woord? Uit 'n rein hart aanroep. Is interessant dat die woord dit sê, is dit nie? Ons is altyd omring met hulle wat ons dink, jy's bietjie fanaties, is dit nie? Jy's bietjie fanaties, jy is al ewig by die kerk, jy is al ewig besig met die Bybel dinge, jy is al ewig besig om iets te post en te praat oor God, is bietjie fanaties. Jong, daai persoon het dalk die opregte begeerte in sy hart om God te dien uit 'n rein hart. Omring jy met daai mense. Jy gaan nie spyt wees nie. Jy sal nie spyt wees nie. Dis wat Paulus vir Timoteus sê, uit 'n rein hart aanroep en daar is so iets. Reinig my hart, Here, sê koning Dawid, reinig. Was my skoon, Here. Jou aktiewe strewe na geregtigheid, eerbare geregtigheid. In vers 22 staan ook hierdie woorde, hoor hierdie twee, is vlug van die begeertes en ons het dit nou hanteer. Dis die negatiewe, vlug. Hardloop weg, letterlik, draai jou rug daarop. Maar dan sê hy ook, jaag na. Jaag die geregtigheid na. Hardloop daarheen. Soek dit met jou hele hart. Dit moet jou begeerte wees. Here, meer van U en minder van myself. Jaag die geregtigheid, die geloof, die liefde en die vrede na. Jaag daarna. Dis kosbaar. En dis altyd interessant. Jy weet altyd van hulle wat op reis is en jaag na hierdie goed. Jy hoor altyd van hulle. Want jy hoor dit in hulle hart en hulle begeerte om meer soos die Here Jesus te word en minder van hulle self. 1 Korintiërs 10:14 bevestig vlug vir die afgoderry. Galasiërs 5 vers 16 en 24 hy beskryf die vrug van die vlees teenoor die vrug van die gees. En hierdie twee staan teenoor mekaar en vir die vrug van die vlees moet jy maar weghardloop. Jy kan dit gerus self gaan lees en jaag vir die vrug van die gees. Maar dit bly vlug, bly weg, maar jaag na. 'n Aktiewe, voortdurende soeke na Christus gelykvormigheid. 1 Petrus 1 vers 13 begin Petrus en hy skryf, daarom wees verstandelik, wakker en nugter en vestig julle hoop volkome op die genade wat julle deel sal word by die wederkoms van Jesus Christus. As gehoorsame kinders moet julle nie julle lewe inrig volgens die begeertes wat julle vroeër gehad het toe julle God nie geken het nie. Nee, soos hy wat julle geroep het heilig is, moet julle ook in julle hele lewenswandel heilig wees.
Daar staan geskrywe: Wees heilig, want ek is heilig. Dis amper sê ek, is Levitikus. Ons sê Filippense is Levitikus. Dis waar God dit sê: Wees heilig, want ek is heilig. Wees afgesonder, kry klaar met die dinge van die wêreld. Los dit. Wees 'n instrument in die hand van God, wie God kan gebruik. En dan die karakter van hierdie diensnag. Die karakter van hierdie diensnag van God, hierdie instrument in die hand van God, is nie iemand wat twis nie. Vers 24 en 25 sê: Wees vriendelik teenoor almal. Ja, al is dit moeilik. Al is dit moeilik. Is nie maklik nie. Ek weet. Bekwaam om te leer. Kind van die Here, bepaal by jouself. Is jy gereed om verantwoording te doen van die hoop wat in jou hart is, soos wat Petrus dit sê? As iemand vir jou vra, hoekom is jy 'n Christen? Kan jy hom verduidelik? Kan jy vir hom wys? Kan jy die skrif uitlê? Dis waarom ek glo. Bekwaam om te leer, geduldig, sagmoedig. 1 Petrus 3 vers 15 en 16 gee antwoord met sagmoedigheid en eerbied. Efesiërs 4 vers 15 praat die waarheid in liefde. Moenie dit nie vermy nie, moenie die onmoontlike goed vermy nie, maar praat die waarheid in liefde. As kinders van God moet ons verstaan, mense se grootste probleem is nie net dat hulle verkeerd dink nie, maar dat hulle geestelik dood is. Die woord van die Here leer dit vir ons. Die mens is geestelik dood, so kyk deur daai bril. Miskien gaan hy nie verstaan nie. Miskien gaan hy nie weet hoekom hy elke Sondag kerk toe gaan nie. Miskien kan hy dit nie aanvaar dat jy op 'n Woensdag by die Bybelstudie is nie, want hulle wil nou gaan kuier het. Miskien verstaan hulle dit nie, maar dis oukei, hulle hoef dit nie te verstaan nie. Jy is net getrou aan God. Jy wil God dien in liefde, in vrede. En natuurlik die teestanders, hier was teestanders in hierdie gemeente gewees, sê Paulus vir Timoteus, met vriendelikheid moet hy die teestanders teregwys. Met vriendelikheid. Hoekom? Miskien is dit dat God hulle tot bekering bring, tot insig bring. Jy sien, mense is gevange in die boeie van die Satan. Hy lees dit daar, in die strikke, die vangstrik van die duiwel. Hy kan dit nie help nie. Ons kyk met ander oë. 'n Geliefde kind van die Here, ons is geroep om eerbare instrumente in die hand van God te wees. Ons is geroep daarvoor. Die Here God wil hê ons met ons harte uitsort. Ons kan nie God dien met 'n verdeelde hart nie. Dis alles. Ons ken dit mos in die Afrikaans, alles of niks. Of gaan groot of gaan huis toe. Dis in werklikheid die waarheid. Ons gee alles. Ons hou niks terug nie. Ons vra God om ons hart skoon te was, sodat ek bruikbaar in die hand van my God kan wees. Waarvoor? Waarvoor die Here jou roep? Waar die Here jou wil gebruik? Ons weet nie, maar God weet en hy sal dit vir jou sê. En dan doen jy dit. Jy wie in die Here Jesus glo, geanker is in die Here Jesus, roep God tot hierdie hoër en heerlike lewe van reinheid en heiligheid in die hand van God. Ek gaan afsluit weer met die vraag. As jy vanmôre daai notaboekie kan vat en kan skryf, waar is ek bruikbaar vir God? En jy kan nie antwoord nie. Moet jy vra, maar hoekom nie? Vraagteken. Hoekom nie? Wat weerhou my om diensbaar te wees in die hand van God? Amen. Kom ons bid saam. Onse Vader, ons dank U dat U bemoeienis maak met ons, U kinders. 'n Woord wat uit U hart gekom het vir Paulus, vir Timoteus, vir die gemeente van Efese, vir die kinders van God in daardie gemeente, maar ook vir ons vandag. U begeerte is, Vader, dat ons 'n rein instrument in U hand sal wees.
Omdat U bepaal het dat U kinders op aarde, U woord, U evangelie, U liefde sal uitdra. Saam met dit, Vader, ken U ook ons gebrokenheid. U ken die worstelstryd teen die sonde, teen die vlees se begeertes. U is goed bekend daarmee. Maar Vader, vanmôre weet ek dat ons kan elke ding, Here, wat ons weerhou om in volle oorgawe U te dien, na die kruis toe bring, want die Here Jesus het gesterf vir die reiniging van ons sonde. Die reiniging van ons hart, van ons lewe, dat ons kan word witter as sneeu, witter as wol. En Vader, ons wil graag gehoor gee aan U roepstem, wat sê, kom nou en laat ons die saak uitmaak. En elkeen van ons, Vader, in ons harte, weet ek, ontmoet met U en pleit by U. Dankie dat U reinig, dankie dat U heilig. Ons aanbid U. Geliefdes, net 'n paar oomblikke van stilte, in U hart praat met die Here, soos wat Hy dit op U hart gedruk het. As daar iets is om te bely, is nou die tyd, praat met die Here en vertrou Hom vir vergifnis en reiniging. Vader, dankie dat U die hoorder is van gebed. Amen. Kom ons staan, dan sing ons 'n slotlied tot eer van die Here saam. Die Here seën jou en Hy beskerm jou. Hy skyn sy lig oor jou lewe. Hy sal genadig wees en altyd naby wees. Hy gee jou elke dag sy vrede. Die Here seën jou en Hy beskerm jou. Hy skyn sy lig oor jou lewe. Hy sal genadig wees en altyd naby wees. Hy gee jou elke dag sy vrede. Hy gee jou elke dag sy vrede. Net voordat ek bid om die seën van die Here, net te herinner, die ingeskrewe belydende lidmate kan vir 'n oomblik agterbly. Die res kan daar na die saal toe gaan, dan kan ons 'n heerlike koppie koffie so lank geniet. Kom ons staan net so en ontvang die seën van die Here. En mag nou die genade van God ons Vader, die liefde van die Here Jesus Christus ons Here en die teere opsoekende werk van die Heilige Gees met ons elkeen wees en bly. Amen.